moet ons hart ondersoek. Ons is ook gewoon daaraan. Ek het iemand wat vir my sê wat ek moet doen en nie moet doen nie. En ek ondersoek nie self my hart nie. Ondersoek jou eie hart. Verander jou eie lewe. Elke van ons is verantwoordelik vir onsself. Ons het opdragte om sekere goed te doen. Doen dit, maar ons doen nie dit nie. Ons het veral in die kerkwêreld groot geword met 'n leier, 'n prediker, en hy sê, loop hier, doen dit, moenie dat nie. En as hy sê is verkeerd nie, dan is dit seker reg. Dis maar dieselfde met kinders, met ouers. Wat is reg en wat is verkeerd? Ek vra my pa en hy word my gewete. En dan word ek groot en ek word 'n volwassene en dan moet ek verstaan, maar ek is nou self verantwoordelik en dit is met ons geestelik presies dieselfde. Ons kan nie op ander mense staat maak om ons gewete te wees nie. Nou, as ek 'n slegte predikant het en hy rook en vloek en drink, dan is dit alright. Dan doen ek dieselfde want hy is my gewete. En ons moet by dit verbykom. Wat die gees binne in my gewete is. Waarmee is besig? Ek sien nou hierdie, of ek het lankal van hierdie afstand gedoen, maar waarmee is ek nog besig? Wat ander gode dien ek nog steeds? Met wat ander gode deel ek my hart? Wat Vader sê, ek haat dit. Waarmee is jy besig? En as jy ophou met dit, en as ons introspeksie doen, vind ons daai goed. Vader wys dit vir ons, as ons dit bereid is om te sien. Vader sê, wees heilig, want ek is heilig. En heilig beteken eenkant. Dis afgesonder, dis weg van wat duister is. Ek het nie dit geweet nie, en dis heilig maak. En nou beweeg ek weg van dit af, want ek het nou gehoor, dis duister, en God is lig, en ek beweeg na die ligkant toe. Dis wat heilig maak beteken. Wat wonderlik is, dis iets prakties wat ons kan doen. Maak dit net van toepassing op baie ander dinge ook. Ek sien dit nou hier, maar Vader gaan my môre wys, en oormôre van ander goeters nog in my lewe is, wat ek sien, is duisternis, en dan beweeg ek weg van dit af, en dan word ek meer heilig. Wat sê die Romeinse kerk is 'n heilige? Hulle maak mense heilige, want dit het 'n baie goeie lewe gelei, en hulle sê, dis sint heilige, so. Dit is nie wat dit is nie. Die Romeinse kerk gee vir ons absolute alternatiewe vir wat die waarheid is. Hulle alternatief vir die nagmaal is alleen. Hulle alternatiewe vir die doop is alleen. Hulle alternatief vir alles. So ons kan maar net gaan kyk wat hulle sê, en dan kan jy al klaar 'n goeie idee kry van wat is nie heilig nie, wat is nie reg nie, en na die ander kant toe beweeg. In die kamer sit en die lig begin inskyn en jy sien al meer, dis nie heiligmaking nie. Dis openbaring. Vader openbaar aan ons en ons sien, maar dit vra dan 'n optrede. So ek sien goeters, maar sien is nie genoeg nie. Ek moet nou iets doen. En daai doen beteken heiligmaking. Ek word meer versuim. Ek neem besluite en daai besluite kos my gewoonlik in hierdie lewe. Ek gaan iets verloor. Ek gaan iets opoffer. Mense gaan nie vir my hou nie. Ek gaan nie meer daai werk kan doen nie. Ek gaan nie wat ook al. Ek praat nou van ekstreme goeters. Om heiligmaking na te streef, om meer soos God te wees. Hy sê ek is 'n vyand van hierdie wêreld. En as ek soos hy lyk, gaan hy nie vir my hou nie. Hulle het nie van hom gehou nie. Hy was hier, so hulle het nie van hom gehou nie. Hy het hom doodgemaak. Nou sê ek wil soos hy lyk, maar ek wil nog steeds hierdie wêreld van my hou. Kan nie gebeur nie. En dit is die offer. Hy dink ons die offers van die ou verbond, wat het van dit geword? Dis vervul. In Yeshua, hou ons op offers bring? Nee, daai offers wys net heen na die offers wat ons bring in ons lewe. Wat offer ons? Wel, eerstens moet ons eie lewe offer. Ons word geoffer. Ek leef nie meer nie. My toekoms is saam heen. Ek maak nie meer skatte hier by mekaar nie. Ek probeer nie myself red nie. Maar ek gaan verlore in hierdie wêreld terwille van my geloof in God. Dis 'n offer. En die uiteinde van dit is heiligmaking. Heiligmaking beteken om te wees soos Yeshua is. Waar sy hart, my hart moet wees soos sy hart is.